Is ingeskakel op Groot Plaas en op 'n maandag is dit altyd lekker om te kuier met Dr. Johnny van der Merwe van Agricultural Market Trends oor die nuutste in landbou tendense. Johnny, goeiemôre en welkom terug. Goeiemôre, Toepie. Ag, lekker om terug te wees. Ja, ek het julle gemis laasweek. Ja, maar dit is lekker om jou weer terug te hê. So Johnny, kom ons kyk gou 'n bietjie met vleispryse. Kan A2, A3 of so te sê supers, kan die pryse bietjie daal nou dat ons nader aan Kersfees kom? Ja, dit het ons nogal interessante tendense hierdie jaar gehad, veral met die back and closure wat nou geweldige hoë superspryse veroorsaak het hier na Mei, Junie se kant toe. Ons het ook in Januarie, ek dink, as almal kan onthou, ons het so R7,000 se witmielie-prys gehad. So dit het alles veroorsaak dat ons baie minder aanbod of slagbare diere gehad het hier in die middel van die jaar. Superspryse wat geweldig hoog gebly het. En wat nou eintlik dan nou 'n resultaat van dit was, is dat ons 'n groot verskil tussen die kalfprys, die dier wat jy eintlik nou in die voerkraal sit, en die slagprys gehad het, en ons voerpryse het afgekom. So jou marge op die voerkraalkant het baie groter geword die laaste, kom ons sê 3-4 maande. En dit het ook natuurlik veroorsaak dat die som, as jy dit nou 'n boersom maak of op die plaas maak, ook dan beter gelyk het. So baie, ek dink my persoonlike gevoel is baie prosente het wel dit begin doen, en ons vir die Desembermark en vir die Kersmark sien ons wel meer slagbare diere of meer vleis wat nou in die mark inkom. So as 'n mens dit nou in ag neem, kan my gevoel is dan kan daai prys so klein bietjie afkom. Hy is op R73-74 op die oomblik, maar as ons hierdie meer aanbod sien, kan hy wel bietjie afkom. Ons weet vraag tel ook gewoonlik op Kersfees se kant toe, maar ja, ek dink as hy wel bietjie afkom, kan dit dan ook oorspoel na die ander vleispryse toe. So ons het klaar gesien dat hoenderpryse byvoorbeeld begin stagneer het. Gewoonlik oor die tyd van die jaar dan vir die produsent spesifiek, dan begin die prys bietjie afkom, vraag wat wel daal. En dit spoel dan ook oor na die ander markte toe. My sê ding altyd wat ek op praatjies doen, op boeredae, is dat ons sien nie 'n daling in vraag na voedsel nie, maar ons sien 'n skuif in vraag na voedsel. So as een vleissoort te duur raak, dan sien ons gewoonlik dat 'n verbruiker ander bronne van voedsel eintlik dan verkies. As hy nie bees kan bekostig nie, gaan hy vark toe, hoenders toe. As hy byvoorbeeld nie vleis kan bekostig nie, gaan hy dalk mieliemeel toe. So ons sien gewoonlik hierdie skuif in vraag, en dit gee vir ons hierdie interessante dinamika tussen al hierdie vleissoorte en mieliemeel, as jy dit nog nou sommer in ag wil neem. Maar ons weet die vleispryse oor die algemeen hier na die einde van die jaar toe val, wanneer dit kom by skaap en so voorts, is maar nog 'n bietjie hoog vir Suid-Afrikaanse verbruikers, maar ons het daarom gespaar vir die skaapbout vir Kersfees, so ek dink ons sal alright wees. So, hoe beïnvloed die reën wat ons die laaste ruk gehad het, Johnny? Reën is iets waaroor ons baie gepraat het, en dit is nou nog steeds baie reën, maar is dit besig om ons graanproduksie enigstens te affekteer? Ja, ons kyk natuurlik ons amper eagle eyes view. So ons kyk nou nie spesifiek na streke, areas wat verspoelings plaasvind nie, maar ons weet byvoorbeeld op die Hoëveld, wat gister al deurgery het, dit is geweldig nat op die oomblik, baie reën. Daar is sekere areas waar die mielies nou begin vrot word, nie water staan, en dit is nie natuurlik goed nie. So daar's sentiment wat in die mark begin inkom, en ons begin bietjie wegbeweeg van die uitvoerpariteitspryse af. En dit skep vir ons bietjie geleenthede in terme van pryse, maar ons moet natuurlik gaan kyk na die algehele oes. So wat gebeur met totale produksie vir families? So ek dink daar begin nou onsekerheid kom, maar dis nie noodwendig nog dat ons 'n nasionale probleem het, veral na die weste toe, die witmielie areas. Dit lyk steeds goed, want ek dink in 'n nat jaar is dit vir hulle 'n baie beter jaar. 'n Nat jaar is nie noodwendig goed vir die Hoëveld, vir die Oos-Vrystaat en Mpumalanga. Hulle het dan meer siekte druk, al daai tipe goed. So ons begin onsekerheid sien. Wat wel nou gebeur het, is ons pryse is baie sywaarts, maar die uitvoerpariteitspryse het geval. Daar is steeds baie goeie vraag na Amerikaanse pryse, na Amerikaanse mielies bedoel ek, maar
as jy nou na analiste gaan luister, daar is eenvoudig net te veel mielies en sojas wêreldwyd. Koring ook, as jy dit ook nou sommer in die prentjie wil of in die mandjie wil gooi. Daar is net op die oomblik te veel aanbod vir die huidige vraag. China is besig om hulle vraag te verminder, hulle varkproduksie is besig om af te neem. So hulle sukkel om daai sojabone soontoe uit te voer. Daar is net nie daai vraag op die oomblik nie. Ons sien steeds hierdie geweldige groot oes wat uit Amerika uitkom. Brazil is besig om 'n groter oes te plant. So daar is net op die oomblik in vergelyking met die fundamentele faktore, daar is net te veel aanbod in vergelyking met vraag, globale ekonomiese groei wat nie hierdie groot produksievlakke kan absorbeer nie. Johnny, baie dankie. Altyd lekker om met jou te gesels en dankie dat jy terug is. Ons maak volgende week maandag weer so, dis Dr. Johnny van der Merwe van Agricultural Market Trends oor die nuutste tendense in die landboumark. Ons is nou weer terug net hierna. Is geskakel op Groot Plaas en ons gesels vanoggend met Duan Roodman, die adjunkt-president van Sappi Forest. Ons gesels ook 'n bietjie oor die B20 beraad en die nuwe belangrikheid natuurlik wat landbou en kerndrywers vir ekonomiese groei gaan wees. Hoorie, baie dankie vir jou tyd hierso. So, waarom landbou en bosbou, hoekom is dit sentraal dan nou aan die landelike ekonomiese veerkragtigheid? Ek dink die eenvoudige punt rondom dit is dat bosbou en landbou is daai ankers in die plaaslike gemeenskap. En ek dink dis die eerste ding. Tweedens werkskeping wat daarbey saamgaan. En ek dink ook die algemene ekonomiese dryf van daai industrie wat in daai landelike gebiede is. Ek dink is bitter belangrik vir die groei van ons ekonomie. As ons gaan kyk, die meeste van ons uitvoerproduk, selfs Sappi wat vervaardiging van pulp en papier is, ons voer 90% van ons produkte direk of indirek uit. Ons is nou geskakel met sitrus en ander uitvoervrugte. So ek dink hierdie twee bedrywe is bitter belangrik om die gemeenskap in veral die landelike gebiede te anker. Nou jy het nou 'n bietjie genoem van die meer landelike gebiede, maar daar is in hierdie spesifieke sektor baie werksgeleenthede vir klein produseerders. Absoluut. Ek wil 'n voorbeeld vat. In die middel 1980s het ons 'n uitgroeiprogram begin vir klein bosbougroeiers op die noordkus van KwaZulu-Natal. Dit het gegroei na omtrent 4000 groeiers wat ons nou het. Ons praat van 1 hektaar tot 10 hektaar plantasies. Dis 'n langtermyn oes. Ons praat van 10 jaar van plant tot ontginning en daai groeiers is nou al 'n derde rotasie al. So ons praat van ouers, ons praat van oumas wat hulle kinders en hulle kleinkinders deur skool, deur universiteit gesit het. So omtrent so 3.3 biljoen van 1995 tot nou toe wat in daai groeiers se sakke ingegaan het direk. Maar dit weer eens, die program en die struktuur van die program is bitter belangrik. Ons praat hierso nie net van finansiering, ons praat van toegang met geen rente. Ons praat van tegniese kundigheid, ons praat van die beste genetiese materiaal wat uitgeplaas word. Ons praat van 'n aanhoudende mentorskap wat saam met hierdie groeier ontwikkeling gaan. En ek dink dis een van die belangrike punte as ons praat van groei in agri, ons praat van groei in die landelike gebiede, ons praat van klein groeiers en ons praat van die wat soms noem die knock-on, die aangepaste waardeketting wat daarvan afgaan, logistiek, verwerking. So ek dink dit is bitter belangrik om hierdie goed in 'n geheel te sien en in 'n landskap te sien eerder as om net na agri of net na bosbou te kyk. En ek dink die twee industrieë het baie sterk punte wat baie mooi oorvleuel en baie keer mis mense die geleentheid van samewerking. En wanneer dit by hierdie klein groeiers kom soos wat jy hulle noem, hoeveel bystand het hulle nodig om suksesvol te kan wees? Ek dink dit is dis weer eens ons die program waartoe ek nou verwys, ons Kolisa program spesifiek is 'n aanhoudende tegniese ondersteuning. Dis op die grond uitreik. Dit is om daar te wees net om nie direk nie maar ook indirek al die ander industrieë te mentor en te coach deur hierdie hele proses van 10 jaar. So ek dink dit is bitter belangrik dat hierdie prosesse aanhoudend en dat daar standvastigheid is om hierdie gemeenskappe en veral in hierdie ontwikkelingsgebiede te anker. As ons dit nie kan doen nie, ons kan nie bystaan dwars deur die rotasie van 10 jaar in bosbou se geval en toegang tot markte skep nie. En ek dink dis 'n ander bitter belangrike punt wat mense het. Die kontrakte en die ooreenkomste wat ons het, maak hierdie mense onafhanklik, maar ook interafhanklik. As ons praat van interafhanklikheid, beteken dit hulle groei tot 'n plek waar hulle onafhanklik kan opereer, maar hulle het 'n vaste mark of 'n groot gedeelte van hulle gewas is klaar gekommit op 'n mark. So
Die nuutste statistiek wat julle getrek het in julle data wys dat daar 'n sterk groei gewees in geskoolde landbou werk. En dit is interessant want 'n vroeër gesprek wat ons gehad het hierdie jaar het gesê dit is een van die belangrikste goeders om die ongeskoolde landbouwerk nou te verander in geskoolde landbouwerk. Ja, ek dink so en ek dink mense moet dit nie onderskat nie. Weer eens die tegnologie en die versnelling in tegnologie blootstelling wat in beide bosbou en landbou is fenomenaal. So daar moet 'n geskooldheid wees om daai volhoubaarheid te kweek. En daarom is ontwikkelingsprogramme, interaksies met universiteite, tussen technikons en universiteite en selfs tussen skole, universiteite en technikons bitter belangrik. Ons praat nie net van bosbou in 'n nou eng nie, ons praat nie van landbou in 'n baie eng sin nie. Ons praat van die logistieke ontwikkeling wat daarmee saamgaan. So jou veld van studie is so wyd. Ons praat van regtig kundige spesialiste wat ingaan in data en dataprosesering om hierdie goeders sigbaar te maak vir die bosbouer en vir die boer sodat hy of sy hulle produk en hulle besigheid op detail elke dag kan bestuur. En ek dink hierdie tipe van goed skakel alles in. Ons praat van wetenskaplikes wat ontwikkelingswerk doen net in genetika en teeling nie, maar ons praat ook van produkontwikkeling. Ek weet vat 'n boom. Meer as 60% is die strukturele gedeelte. Die res van dit is biochemiese produkte wat gevorm kan word. En ek dink dit is waar die amper sê excitement, die opgewondenheid sit rondom hierdie tipe van hernubare industrie. Wat basies kan jy enige iets wat jy van olie kan maak en van olieprodukte kan maak, kan jy 'n boom gebruik om dieselfde produkte te maak. So ek weet ook verskeie verslae het nou identifiseer dat landbouverwerkings gesien word as 'n hoë groei sektor. Stem dit ooreen met wat julle prakties in die bedryf sien? Kyk en weer eens ek gaan vir jou verwys terug na 'n langtermyn oes soos bosbou. Ek dink is bitter belangrik om eers volume gevestig te kry. So dit is bitter belangrik om die gewas in die grond te kry. Dis die eerste ding, veral as jy 'n lang rotasie gewas het. Die tweede ding is wanneer jy daai volume het, kan mens gaan kyk na prosesering en veral as jy klein groeiers het wat moet akkumuleer, dan kan 'n mens begin depots insit en die infrastruktuur bou. Toegang tot mark absoluut amper seker non-negotiable, maar dit is so. Ons kan nie dit onderhandel nie. Dit is bitter belangrik. Andersins maak dit ekonomies nie sin nie en mens kry ook die mense se inkoop as hulle nie begin sien dat 'n mens daai ontwikkeling doen in die area. En ek dink dis die ander voordeel van landbou en bosbou. Dit dryf infrastruktuurontwikkeling. En ek dink samewerking met plaaslike, provinsiale en nasionale regering is absoluut krities om momentum te bou in die ontwikkeling en die vestiging van die industrie. Jy het nou genoem 'n nasionale en plaaslike regering, maar watse addisionele bystand kan ons sektor bevorder van hulle kant af? Ek dink weer eens baie van die regulasies is baie eng in toepassing en dit is heeltemal nie prakties in toepassing nie. En ek wil in die detail van hierdie goed ingaan nie, maar lisensiering, waterlisensies, ek dink is al klaar baie beter as wat dit was so 5 of 10 jaar terug. Samewerking tussen privaat sektor en die staat in hierdie gevalle, ek dink het baie gevorder. Dan die ander gedeelte daarvan is belegging in infrastruktuur. Ek meen dit is tog regtig waar die staat se verantwoordelikheid sit. En dan veiligheid en sekuriteit in die landelike gebiede is weer eens een van daai struikelblokke wat ons baie keer miskyk. En samewerking in gemeenskappe en samewerking saam met die staatinstansies is absoluut krities. So kom ons eindig gou af met die B20 beraad wat nou onlangs hierso by ons was. Dit het beklemtoon dat landbou en bosbou veral groeidrywers is. En watter stappe dink jy is dit nodig dat Suid-Afrika moet neem om sy bio-ekonomie en volle potensiaal te kan bereik? Ek dink weer eens belegging in ontwikkeling en navorsing is bitter belangrik. Belegging in opvoeding. So weer eens toegang tot universiteite, goeie kering van die regte mense om in sekere lyne in te gaan wat die bedryf sal ondersteun en dan weer eens infrastruktuurontwikkeling. Ons kan dit nie genoeg onderskryf nie. Infrastruktuurontwikkeling bitter belangrik en dan om doeteenvoudig 'n wet en 'n regulasiestruktuur te skep waar klein beleggers sowel as groot beleggers saam kan werk om gemeenskappe op te hef. En ek dink dit is absoluut
van die grootste belang is dat ons hierdie samewerking en koördinasie reg kry. Andersins is daar baie verkwisting. Duan, baie dankie vir jou tyd vanoggend hierso op 'n Groot Plaas. Ons waardeer dit. Dis Duan Roodman, hy is die adjunkt president van Sappi Forest. Ons bietjie gesels oor ekonomiese groei en ook natuurlik die belangrikheid van toegang tot inligting. Dis al wat vir ons tyd het vir Groot Plaas vir vandag. Ons sien mekaar weer môre en ons hoop jy het 'n wonderlike maandag verder.